Ons gaan nou weer iets voor die diens sing. Psalm 118 vers 1, 2 en 4. Ons sing dit omdat ons hier die Here prys en in die prediking sal ons klem lê daarop dat ons ook oor die Here moet getuig. So ons sing nou Psalm 118 vers 1, 2 en 4. Daarna is dit dan die wotum en die seëngroet en 'n lofsang Psalm 36. So ons sing nou Psalm 118. Van my kant af ook, baie dankie vir die verwelkoming en ons sê sommer groete namens Bel-Oos waar ons nou is. Mag die Here ons so almal saam in sy genade vashou. Ons verklaar dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat hemel en aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Genade vir u en vrede van God ons Vader deur ons Here Jesus Christus in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou weer sing uit Psalm 36, en hierdie is die Tosius beruiming. Ons sing vers 1 en 2,
Hier sien ons die kontras tussen die boosheid en God se sorg. Nou in die prediking sal ons daarby uitkom dat die Here in sy gebed sê, die wêreld is 'n bose plek, maar dat God sy kinders sal beskerm. Psalm 36 vers 1 en 2 en daarna bely ons geloof saam. Ons geloof bely het, sou ons lied 489, dis 'n oproep om vas te staan in die geloof wat ons bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en al die angste van die hel tot die dood toe deurgaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die wederopstanding, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe.
Ons hou die wet van die Here voor en daarna sal ons uit Psalm 25 vers 4 en 6 van die Kloeterberuiming. Ek lees die 10 gebooie uit verskillende plekke waar die gebooie voorkom. Die eerste gebod, Deuteronomium 4, weet dan nou en neem ter harte in die hemel daarbo en op die aarde hieronder, is daar nie nog 'n God nie. Gehoorsaam sy voorskrifte en sy gebooie wat ek jou vandag beveel. Tweede gebod, Jesaja 44. Die wat afgodsbeelde maak, is self almal niks. Die dierbare gode van hulle kan nie help nie. Die wat vir hulle moet getuig kan nie sien nie, kan nie verstaan nie. Die wat sulke gode het, word teleurgestel. Die derde gebod, Levitikus 24, sê dan vir die Israeliete, elkeen wat God laster, sal die straf daarvoor dra. Die vierde gebod, Jesaja 58, as jy nie op die Sabbat oortree nie, op my heilige dag doen net wat jy wil nie, as jy die Sabbat 'n vreugde noem, as jy die heilige dag van die Here in ere hou, as jy dit eer, deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie te doen wat jy wil nie, en nie handel dryf nie, sal jy vreugde vind in die Here. Die vyfde gebod, Spreuke 1, my seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader jou gee. Moenie wat jou moeder jou leer verontagsaam nie. Dit sal jou lewe versier, soos 'n kraas jou kop en 'n kettingkie jou hals. Die sesde gebod, 1 Johannes 3, elkeen wat sy broer haat is 'n moordenaar. Julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewe vir ons broers af te lê. Die sewende gebod, Efesiërs 5, die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Die 8ste gebod, Efesiërs 4, as iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Die 9de gebod, Spreuke 12, die waarheid hou vir altyd, die leuen net 'n oomblik. Ook Spreuke 13, die regverdige haat leuns, die goddelose maak hom gehaat en veragtelik. Dan die 10de gebod, Spreuke 19, 'n mens wy sy lewe aan wat hy begeer, maar dis beter om arm te bly as om te bedrieg. Ons sing nou, terwyl ons die wet van die Here hoor, weet ons staan diep skuldig, en daarom is hierdie lied 'n bede om vergifnis. Psalm 25, vers 4 en 6.
Ons kom nou voor die troon van die Here en kom ons bid saam. Ewige Vader, ons weet dat ons diep skuldig staan voor U. En as U ons veroordeel het soos ons verdien het, sou geen Christen meer vandag bestaan het nie. Alles sou verval het, soos dit gebeur het in die tyd van Babel, toe die mens so hoog gestrewe het om soos God te word. En U het hulle die wêreld vol verstrooi. Nou is daar ook mense oor die hele wêreld, maar U het ook gesorg daarvoor, Here, dat daar ook gelowiges is. Feitlik in elke land kom vandag die kinders weer by mekaar, soos ook deur die week, soos elke Sondag, soos U dit beskik het. As U nie so gesorg het vir die kerk om die Heilige Gees te stuur, om ons te lei, om ons te bewaar en vir ons die Bybel te kan byna opgrawe waar dit soveel jare in kloosters geberge was. En toe het U gesorg dat U woord weer gedruk en versprei word, sodat ons almal vandag vrylik kan hoor wat U sê, kan lees hoe U ons 'n nuwe lewe laat lei, hoe dat ons 'n boodskap kry vir hierdie gebroke wêreld, om vir die wêreld te vertel, Christus leef. En Hy wil elke mens nuut maak, weergebore maak, om die wêreld in te gaan met 'n blye boodskap. Ons dank U, Here, dat ons dit ook hier kan hoor. Hier tussen die berge en die see, U wat ons liefhet, het vir ons gesorg, ook wat die stoffelike betref. Ons is so wonderlik bevoorreg, terwyl daar ook baie is wat vandag honger ly, wat nog herstel van oorstromings. Ons weet, Here, dat U ook deur hierdie dinge met ons praat, want ons mense het so slim geword dat ons dink ons het God nie meer nodig nie. Maar U spreek vir ons, spreek tot ons deur die natuur. U leer vir ons om op te kyk na die sterrehemel en daar te sien hoe magtig U is. En hoe klein ons mensies in hierdie groot deelal is. Ons wil vra, Here, dat U nou ook vir ons uit U woord sal bemoedig, maar ook sal versterk om die wêreld tegemoet te gaan met hierdie boodskap wat U woord vir ons bring, wat deur die eeue bewaar gebly het. Ons bid vir hierdie gemeente, Here. Ons dink ook aan baie wat siek is, veral met die griep en ander beproewings. U ken elkeen, U ken elke hart, U ken elkeen se nood, en daarom dra ons hulle ook aan U op. Dink ook aan die herder en leraar wat siek is, wil U hom ook weer opwek, om met volle krag sy taak hier op te neem. Ons bid vir elke kerkraadslid, wat ook die taak het om die armes te versorg, ook die gemeente te versterk in die geloof. Gee dat die versterking uit U woord sal kom, en dat U Gees ons in die geloof sal dra, elke dag. En nou vra ons, Here, seën U woord wat nou ook tot ons kom,
en mag ons bemoedig word. Gewaarsku word, ja, maar ook bemoedig, omdat ons nooit alleen, sonder U, en sonder Christus se lyding op hierdie wêreld is nie. Ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons troue verlosser. Amen. Ons gaan nou weer sing uit Skrifbereiding 15. Hierdie is 'n oproep tot standvastigheid, vers 1, 2 en 4. Dis Skrifbereiding 15:1. Ons gaan nou lees uit die woord van die Here uit Johannes 17. Dit is van die heel laaste woorde wat die Here Jesus eintlik voor sy disippels geuiter het, want dit is 'n gebed aan sy Vader. Dit volg, as u lees sal u sien, die laaste avondmaal is Johannes 14 en al die gesprekke wat die Here Jesus met sy disippels gehad het. En dan nou hierdie gebed wat hy vir hulle en eintlik in 'n sekere sin namens hulle ook bid, maar nie net vir hulle nie, ook vir elkeen van ons. Dis 'n taamlik lang gedeelte, so ek lees Johannes 17 vanaf vers 7. Hier verwys hy na die disippels en hy sê, nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. En hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van u afgekom het. En hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat u aan my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles is wat myne is, behoort aan u, en wat aan u behoort is myne, en in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld. En ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar hulle wat u aan my gegee het, en
in U naam, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat U aan my gegee het in U naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf. Dit is Judas, né? Sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na U. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle in my blydskap volkome in hulle kan hê. En dan ons teksgedeelte. Ek het aan hulle U woorde gegee, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ook die 15de vers, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid, U woorde is die waarheid. Net soos U my in die wêreld ingestuur het, so het ek hulle ook in die wêreld ingestuur. En terwille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig mag word. En dan baie belangrik, hierdie gebed is nie net vir die disippels nie, ook vir ons, vers 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo. Dat hulle almal een kan wees, net soos U Vader in my is en ek in U, en dat hulle ook in ons een kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle weet dat U my gestuur het. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Die tema is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons sê baie vir mekaar, en ons hoor dit, en ons sien dit, die wêreld is 'n bose plek. Selfs in ons familie. 'n klein kindjie hoef jy nie te leer om verkeerd te doen nie. Hy sien ook die kwade baie gou, as hy hoor hoe sy ouers, kinder of mense sleg praat, of pa en ma van mekaar verskil. Dis ingebore by ons. Selfs 'n sogenaamde onskuldige kind. Ons weet, as jy vir 'n kleintjie sê, moenie aan daai warm ketel vat nie, dan gaan hy dit juist doen, want hy is nuuskierig, hy wil weet. Byna soos Adam en Eva, wat geweet het, ons mag nie van die boom van kennis eet nie, en hulle het dit gedoen. Nou ja, ons weet die sielkunde, die ongelowige sielkunde, daar is ook gelowige sielkundiges natuurlik, wil nie erken dat daar 'n ding so sonde is. En daarom sê hulle, nee, wat is maar net die omgewing, of net as ons goeie opvoeding het, kan ons ontslae raak van die verkeerde dinge in die wêreld. Maar boosheid is deel van ons lewe. Al 3 ons belydenisskrifte
die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Duitse leerreëls en die katekismus leer vir ons is sondige mense. Nou kan ons sê, ja, maar ek wil nou maar wegvlug van hierdie verskriklike plek. Ek gaan nou maar in my hoekie sit en ek wil niks met die wêreld te doen hê nie. As ons dit doen, dan verstaan ons nie hoekom Jesus na die aarde toe gekom het nie. Ons sou miskien kon sê, ja, maar die Bybel sê, daarom jy moenie met die ongelowige in dieselfde juk trek nie, en Paulus praat van ons huis hier as 'n tentwoning, ons moet maar eenkant bly en maar net met God besig wees. Klink baie vroom as jy sê, jy wil maar afklim van hierdie wêreld af. Dan verstaan ons nie wat Jesus kom doen het. Jesus het juis na hierdie bose wêreld toe gekom, omdat hy die wêreld liefgehad het. Nie die sonde van die wêreld nie, maar hy wou juis die sonde van die wêreld kom dra vir my en jou. As u in Hebreërs lees en 'n paar ander plekke, Kolossense, watter hemelse heerlikheid Jesus bewoon het, dan kan ons amper sê, nou wat het hy hier op aarde kom soek? Hy wat die skepper van alle dinge was. Maar hy het dit gedoen terwille van my en jou. Terwille van die wêreld het hy kom ly en kom sterwe. Hy het allerminst die wêreld ontvlug. Maar hy het as 'n mens al die leed en ellende van hierdie wêreld beleef. En dit het hy gedoen omdat hy wou keer dat hierdie wêreld op homself in mekaar val in sy sonde. En ons weet hoeveel teleurstellings het die Here Jesus selfs met sy eie disippels belewe. Ons sal 'n bietjie later daarna kyk, maar as ons Johannes 14 lees, dan sal ons sien wat alles daar aan die laaste avondmaal gedoen en gesê is. En nou hier, kort voordat Jesus in Getsemane moet ingaan, dit is seker 'n paar uur later of 'n paar oomblikke later, want direk na hierdie gebed het Jesus na Getsemane toe gegaan. En hy wys vir ons hoe dat hy gekom het om by hierdie wêreld en die mense wat hom haat betrokke te wees. En dan lees ons teksvers wat sê, ek bid nie dat u hulle, dis die disippels, uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Net soos Jesus homself nie uit hierdie wêreld weggeneem het nie. Hy het hier gebly, al was dit 'n verskriklike plek vir hom om te beleef. Die haat van die Fariseërs, die onbegrip van sy disippels, die verkeerde verwagtinge van die mense wat hom as 'n Messias, 'n aardse Messias wou sien. Dit het hy alles beleef. Nie omdat hy baat gevind het daarby, maar omdat hy terwille van ons hier was. En dan sê Jesus in hierdie gebed, ek bid nie dat u hulle, dus die disippels, uit die wêreld sal wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Jesus verwerp deur hierdie selfde bose, deur die wêreld, die Fariseërs wat hom nie verstaan het nie, of wou verstaan nie. Ons mense sal dalk sê, ag, Jesus het probeer. Hy was hier, niemand wou hom hê nie. En toe, hoekom het hy nie maar die wêreld aan sy boosheid oorgegee nie? Maar onthou, ek en jy sou nie hier gewees het as gelowiges, as Jesus wel hierdie wêreld aan homself oorgelewer het nie. Nee, Jesus sê, ek gaan nie toelaat
dat hierdie wêreld in sy ellende verstik nie. En ons sien hoe dat hy hier ten laaste, na sy tyd van lewe op aarde, wat ook maar baie struikelblokke gehad het, en mense wat hom wou doodmaak, en nou gaan hy doodgemaak word. In ons teksgedeelte, soos ek gesê het, is hy besig om die laaste stukkie gereed te maak vir die bitterpad, wat hy nou na die kruis toe moet loop. En nou kom Jesus en hy sê vir sy disippels, en hy sê vir ons, en wat ek en jy hier op aarde doen, die Vader gee nog altyd vir die wêreld om. Jesus het sy lewe vir hierdie wêreld kom wy. En nou, die mooie in hierdie gebed is, Jesus weet dat hy sy disippels in 'n bose wêreld instuur. Hy sê hier, die wêreld gaan julle haat. Maar hy het ook gebid dat hulle bewaar sal bly van die boosheid. En daarom weet ons dat met die koms van die Heilige Gees, wat ons nou weer met Pinkstertyd oordink het, hoe dat Jesus hierdie geweldige krag in sy disippels losgelaat het, hoe dat God het gedoen het deur die koms van die Heilige Gees. Hier, wanneer hy vir hulle bid, is daar nog soveel wat hulle nie verstaan nie. Ons kan teruggaan na hoofstuk 14 en dan sien ons hoe min het die disippels nog verstaan van wat die Here Jesus gaan doen. Jesus moes vir Petrus sê in Johannes 14, lees ons dit, jy sal my nog verloon. Vir Judas moes hy sê, jy sal my nog verraai. Hulle was nog mense wat aan 'n Messiasryk gedink het, waar hulle ereplekke sou kry, en dan by die laaste avondmaal, nagmaal, kom Jesus en hy was hulle voete. Hy leer vir hulle hoe hulle na hierdie wêreld toe moet gaan. Nie as heersers nie, maar as gehate mense. Maar hulle gaan met 'n boodskap kom wat hy in hulle hart gelaat het, en waarsonder die wêreld nie kan leef nie. Ja, Jesus draai nie doekies om dat dit maklik sal wees, of doekies om dat dit moeilik sal wees nie. Hy sê vir hulle, dit gaan moeilik wees. Dit staan in vers 14, ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie. Maar onthou ook die ander woorde wat Jesus vir ons almal, vir sy disippels, almal wat deur hulle sou glo, Jesus bid vir jou. Ons is hier omdat die Here Jesus sy kerk gebou het. Nou weet ons, daar is verskillende redes hoekom mense aan kerke behoort. En ons moet altyd vir onsself vra, is ek maar net hier om gevoed te word in die kerk, of wat doen ek hier? Is ek hier om gereed gemaak te word, om na hierdie bose wêreld toe te gaan wat my haat? Baie mense behoort ook aan kerke, want dit is, jy ontmoet vriende daar, mense dink dit is goed vir besigheid, baie soos wat die disipel of die mense was wat Jesus gevoed het daar by die see van Galilea. U sal onthou, almal was opgewonde toe die brood en die visse vermeerder is, en hulle wou Jesus volg. Maar in Johannes 6 lees ons kort daarna, as die Here Jesus vir hulle sê, ek is die brood van die lewe, dan lees ons, omtrent almal het die rug op hom gedraai. Behalwe die paar disippels, en ons weet hoe dat Johannes, of hoe dat Petrus eintlik gesê het,
Toe Jesus vir hulle vra, wil julle nie ook weggaan nie? Toe sê hulle, u het die brood van die ewige lewe. En hulle het daar hulle geloof bely. Nog maar 'n klein geloof, nog struikelend in hulle geloof, maar hulle het Jesus bely en hom bly volg. En dis wat Jesus van ons verwag. Ek sê ons het baie redes waarom ons aan 'n kerk mag behoort. Maar as ons net hier is om onsself in 'n hoekie te hou, soos ek in die begin gesê het, weg van die wêreld, dan verstaan ons nie Jesus se koms nie. Dit moet gaan daaroor dat ons gereed gemaak word en met 'n boodskap versterk word om 'n wêreld wat nie wil hoor nie, te bly vertel van Christus en wat hy gedoen het. Ons behoort nie aan 'n kerk vir al die byvoordele. Ons is nie hier in 'n klub vir vrye tydsbesteding nie. Maar hier maak die Here Jesus ons gereed om na 'n bose wêreld toe te gaan. Ek kan myself nie verlos nie. Ek lyk ook maar miskien baie erger as hierdie disippels. Later sou hulle nog bereid wees om te sterf vir die Here. Hulle sou omtrent almal 'n marteldood sterf. Maar eers nadat hulle deur die Gees van God versterk is en die boodskap verstaan het en die liefde van Jesus verstaan het, dat hy in hierdie verskriklike wêreld kom leef het om ons te kom verlos. Ons weet dat Jesus vir ons sou dit die natuurlikste reaksie wees om te sê, ek wil niks met hierdie wêreld te doen hê nie. Het jy al daaraan gedink? Ja, ons het dit seker ook al beleef. Jy gee vir iemand 'n brood of klere en as jy later in die straat afstap en sien maar hierdie persoon het alles weggegooi wat jy vir hom gegee het. Hoe voel ons nie as so iets gebeur? En dis hoe Jesus die wêreld beleef het. Hy het gekom na die wêreld en die wêreld het hom gehaat. Hulle wou nie sy liefde aanvaar nie. Maar hy maak nou gereed deur sy disippels voor te berei en uit te stuur. Te sê, ek stuur julle nou na hierdie hatende wêreld en julle sal my getuies wees. En ons het daarop gewys, nie net vir hulle nie, maar hy bid vir hulle wat deur hulle woord sal glo, vir my en jou. So wat sê die woord hier vir ons? Jesus het die onnatuurlike gedoen. Hy het hulle wat hom haat met liefde beantwoord. En daardie onnatuurlike daad verwag die Here van my en jou, om na hierdie wêreld toe te gaan en te sê, ek kom vertel jou van die liefde van Jesus Christus. Maak nie saak of dit in ons gesig teruggegooi word. Ons is sy getuies. Ons mag nie in 'n hoekie bly. Mag die Here vir my en jou ook in die voetspore van ons Here Jesus Christus laat loop, om te bly verkondig aan die wêreld. Christus het jou lief. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, ons weet dat ons nie hierdie liefde waarvan u woord so vol is, verdien het nie. Ons wil ook maar maklik eenkant bly en die wêreld aan homself oorlaat. Maar ons sien, Here, wat Christus vir ons gedoen het. U verwag dit van ons. Mag ons hier vandaan gaan met die boodskap van verlossing in ons harte en in ons monde, om vir mense te vertel. Dit maak nie saak wat jy daarmee doen, maar Christus het jou lief.
En ons bid vir jou, soos wat Jesus vir ons gebid het. Amen. Ons gaan nou die Here dien met ons gawes en daarna sing ons Psalm 116, vers 1, 7, 9 en 10. Dis die Tosiusbereiding, waar ons opgeroep word om die Here te loof en om ook sy naam voor die mense te bely. Luister nou, as die Here u seën, en gaan dan in vrede huis toe. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. Die Here sal jou aangesig ophef en jou gebede verhoor. Amen.